Baie welkom by die getuienis. Dit is so lekker om julle weer hier by ons te hê. Ek het 'n getuienis wat ek graag met julle wil deel oor wat met ons gebeur het toe ons op vakansie was. Wanneer 'n mens op vakansie is, dink jy dat jy gaan lekker is en jy gaan net lekker vakansie hou en jou kinders gaan lekker speel en jy gaan lekker braai, maar totdat iets gebeur wat jy nie verwag nie. Nou kom ek vertel vir julle wat het met ons gebeur. Ons het die 1 jaar, Junie maand, 'n gesinsvakansie na die see toe gegaan en ons was baie opgewonde geweest. Ons het die Saterdag deurgery na die see toe. En ons het die Saterdag daar aangekom en my man het vir my gevra, hoe wil ek graag staan? Want hy weet, ek hou daarvan om na mense te kyk. Dis vir my 'n baie lekker deel van die vakansie om wanneer ons nou ons tent opgeslaan het, hulle noem dit 'n caravanner tent, so hy is so groot soos 'n karavaan. So en ek hou daarvan om as jy so in die oggende lekker sit en koffietjie drink en jy sien hoe mense begin ontwaak en hoe die kinders begin op hulle fietsse speel. Ag, dit is net so 'n lekker atmosfeer van kamp. Die mense wat kamp sal weet presies waarvan ek praat. So gebeur dit dat hy vir my vra, hoe wil ek staan daai dag? En ek dink, nou as julle nou na die prentjie kyk wat op die skerm verskyn, sal julle nou verstaan as ek nou vir julle verduidelik. Hy het vir my gevra, wil ek die tent, laat ek nou vir die mense kyk, of wil ek skynstrooi, en wil ek aan die kant van die mens kyk, en ek sê vir hom, nee, ek hou nie daarvan om iemand anders as 'n tent vas te kyk nie, ek wil uitkyk. En hy besluit toe, dis reg, ons gaan so, en ons kamp toe nou, ons slaan die tent op, en in die voorpunt van die staanplek, is daar 'n boom, 'n lekker groot boom, en wat koelte vir ons toe nou gee. En so gebeur dit dat ek en my man se kompartement waar ons in slaap is onder die boom en ons motor staan reg onder die boom by ons. En daai aand gaan slaap ons, dit is nou lekker, jou eerste aand op vakansie. Die Sondagoggend besluit ons gaan net so bietjie in lê, ons heel eerste dag, laat ons net so bietjie kan rus. Dis 'n Sondagoggend, dis baie vroeg en hier hoor ek 'n baie snaakse geluid. Dit het my ontsettend benoud gemaak hier binne in my. Eers het dit vir my geklink, terwyl ek slaap, gebeur hierdie dinge wat ek hoor en alles wat deur my gedagtes gaan in split sekonde. Ek is besig om te hoor hierdie klank en ek dink by myself, maar dit klink soos vuur. En as hout braai en ek dink ek weet nie of dit nat is, dan maak hy so klapgeluid nie. En dit klink so, of hierdie klapgeluid van hierdie vuur. En ek dink by myself, maar as ons tent nou aan die brand is, gaan ek moet ons gesin uit hierdie tent uitkry en ek sal dit blitsig vinnig moet doen, want hierdie tent is aan die brand. En dit gebeur terwyl ek slaap, dis onder in my bewussyn, terwyl ek hierdie geluid hoor van hierdie klapgeluid. En so gebeur dit dat ek besef, maar dis nie vuur nie, dit is eintlik die boom wat breek. Die boom is besig om te kraak en hy gaan bo op my en my man val. Nou ons het daai tyd nog 'n baie lae, toe ons nog jonk was, het ons nog die dubbel opblaasmatras gehad, maar die laag ene. En ek het aan die vensterskant geslaap en my man slaap aan die buitekant. En ek besef, maar hierdie boom gaan bo op my en my man val, want ons slaap reg onder hierdie boom. So ons moet uit hierdie posisie uitkom. En die volgende oomblik skree ek net vir my man, in my slaap, skree ek vir my man, haps, pas op! En toe ek myself kry, toe staan ek in die ander kant, waar my kinders slaap, in die ander kompartement. En my man het nog sy oë oopgemaak en toe ek my oë oopmaak, toe sien ek waar ek staan. So dit het alles in split sekonde gebeur. En die volgende oomblik, toe hoor ek vensters kraak en ek besef, hierdie boom het op ons kar geval. Maar my gemoed sak so in mekaar en ek dink toe, ag Here, wat gebeur nou? Ons is op vakansie, ons het 'n kar nodig, hoekom moet hierdie dinge nou gebeur? Wat is nou fout? En jy raak ontsettend moedeloos op daai oomblik, jou hele gemoed sak. En ons gryp net 'n japon en my man gryp sy skoene en sy baadjie en ons hardloop daar uit om te kyk, wat se skade het hierdie boom aan ons motor gerig. En toe ons so kyk en ek zip die een venstertjie oop van die tent en toe ek so oop zip, sien ek net 'n boom. Ek sien net hierdie tak. Want ek besef toe, dit is gelukkig nie die boom wat geval het op die motor nie, maar dit is een baie groot tak.
Maar as jy na die prentjie op die skerm kyk, sal jy sien, jy het amper skaars die kar gesien. Jy sien nie die dak nie, want hierdie tak maak ons kar bo toe. En ek dink, wat skade gaan dit nou wees, die sondak. Ek kan net klaar dink, hierdie sondak gaan gebreek wees. So dit moet vervang word, die duike in die kar, dit gaan seker so groot duik in die dak wees. Al hierdie dinge gaan deur 'n mens se gedagte en jy raak nou ek is ongelukkig een van daai mense wat onmiddellik aan skok ly en ek is soos dadelik so en my bene is jelly en my man is so kalm en hy gaan dadelik uit, hy trek nog, jy weet, hy is klaar aangetrek en so en hy gaan toe nou uit en die mense kom van die oord kom dadelik na ons toe om ons te kom help en weet dit is wat ook so lekker is van vakansie. Die mense is so liefdevol en hulle gee so om, jy weet, en hulle kom toe dadelik om ons te kom help en te kom kyk, het iemand seer gekry, is almal okay en die vrouens kom dadelik, want hulle sien toe nee, hierdie vrou is bleek, sy gaan dit nie maak nie en hulle sê dadelik vir my, hoor asseblief sit net, ons sal vir jou koffie maak en ons vir jou suiker ingooi en die vrouens begin my bedien, want ek kon dit net nie, ek was net, ek het in skok gelei op daai oomblik. En wat ek besef net, al hierdie skade, ek besef het, ons het 'n kar nodig, ons kind verjaar, dit is sy verjaarsdag oor 2 dae, en ons het hom beloof, ons gaan hom 'n bietjie Shaka te vat. En nou het ons nie 'n motor nie, want hierdie tak het nou op ons motor geval. So, al hierdie dinge gaan deur 'n mens se gedagtes, en so op die ouend is my man daar buite, en die manne probeer hom help, en die oordbestuurder is soos in blitsekondes, is hulle daarso met 'n saag, en dadelik om te kom help, om hierdie tak nou van ons motor af te haal, en laat ons nou kan sien wat se skade daar is. En soos wat hulle nou die tak begin afsny, is daar een van ons buurmanne, baie nice oom gewees, en ons het altyd lekker mense, wat altyd saam met langs ons kamp, nooit probleme nie, altyd aangenaam, maar hy is toe op daai oomblik woedend, want hierdie tak moes nie hier geval het nie, en hy's kwaad, want hy voel, dit is onnodig, en hy gaan te kere, en my man staan en lag, en hy sê net, wel oom, ek kan niks aan hierdie saak doen nie, dis nie ons, het nie gevra die tak moet op die dak val nie, so dit is eintlik nie ons probleem nie, en hy sê met baie respek, en hy sê, ek los dit vir Here, dis sy probleem, dis nie my probleem hierdie nie, ek het nie daai boom daar geplant nie, ek het nie gevra vir die tak om op ons kar te val nie. So, dit is hoe my man dinge hanteer, want hy is 'n baie kalm persoon op daai oomblik. 'n Paar ure later sal hy nou begin, soos ek, die skok kry, en dan is ek weer natuurlik heel okay. En so gebeur dit dat die oordbestuurder na hierdie oom toe gaan, wat so kwaad is, en so te kere gaan, en hy gaan en hy sê, meneer, ek is regtig jammer, dat hierdie tak op jou kar geval het, dis rarig, hy vra verskoning, en hierdie oom sê vir hom, maar, dis nie eens my kar nie, dis daai man wat daar staan en lag se kar, dit is sy kar wat skade het, dis nie eens sy kar nie, en daai oordbestuurder sê vir my man op die ouend, hy kon nie glo, dat my man so kalm was nie, en die ding so goed hanteer het nie, en hy het vir my man baie krediet gegee daarvoor. En ek wil net vir julle 'n skrif gee, wat die Here toe op daai oomblik op ons hart gelê het, op my hart gelê het, in Jeremia 29 vers 11, jy weet, op daai oomblik besef jy nie, hoekom dit gebeur het nie, jy verstaan dit nie, mens verstaan nie, hoekom omstandighede gebeur nie, dit maak nie sin nie, veral op daai oomblik, wanneer jy op vakansie is, en is die minste wat jy verwag, is sulke groot skade, en die Here gee vir ons hierdie skrif, in Jeremia 29 vers 11, want ek weet, watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede, en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Nou, op daai oomblik, Here, hoe gee U vir my 'n hoopvolle toekoms met 'n stuk kar? Maar die Here sê, hy weet wat sy gedagtes hy aangaande ons het. En weer eens, die Here is so amazing. Hy is so awesome. En wat hy daar sê, bedoel hy, want hy weet wat hy bedoel. Hy weet wat hy vir jou vandag beplan. In jou omstandighede weet hy wat hy vir jou beplan. Dis al wat ek vir jou kan sê vandag. In daai middel van jou omstandighede waardeur jy nou gaan, en jy verstaan nie, Here, hoekom gebeur hierdie omstandighede nou vandag in my lewe? Dit maak nie vir my sin nie. Die Here sê, ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester. En dit kom uit Jeremia 29 vers 11. Dit kom nie uit my eie woorde uit nie.
Die Here weet hoekom hy hierdie omstandighede op partykeer op jou pad bring. Nou kom ek vertel vir julle verder. So haal ons toe nou die tak van die dak af en die grootste wonderwerk van hierdie hele storie wat gebeur het, is toe ons die tak toe nou uiteindelik van die dak af het, toe is daar 1 of 2 duitjies, dit lyk amper soos haalduitjies bo op die dak. Die sondak is glad nie eers gekraak of gekrap of niks nie. Daar soos in geen skade op die dak gewees nie, behalwe hier en daar 'n duitjie. Die grootste skade wat ons gekry het is, toe die tak geval het, toe val die groot deel van die boom, die stam, op my venster, op die passasier se venster, en hy druk 'n hele gat, omtrent seker so groot gat, in my venster, en hy gaan land saggies bo op die dak. So het die Here beplan dat hierdie groot tak, jy sal nie dink dat as jy die tak sien, dat jou kar geen skade het nie, en hy het van hoog afgeval, hy het baie hoog geval, hy het nie net van bietjie, hy was net hier en toe val hy nie, hy was ver, en toe hy val, toe val hy eerst op my venster se kant, en hy gaan land saggies op die dak. Dis hoe die Here beplan het, dat ons geen skade op daai oomblik gehad het nie. En die oorbestuurder kom na ons, en hy sê, hy weet hy mag dit glad nie doen nie, maar daai dag het hy vir Pieter gesê, ek kom, en ek wil vir jou aanbied, ek wil hierdie venster vir jou betaal. Hy sê, ek gaan dit self doen vir jou. Ek gaan reël dat die mense uitkom en hierdie venster kon vervang, as jy nie omgee, om net ten minstens 'n dag of 2 kan wag nie. So ons sê toe vir die oom, dit is nie 'n probleem nie, ons sal reg wees. En hy gaan vervang daai venster vir ons heeltemal op hulle onkoste is. En so kom mense na ons toe, en hulle bied hulle karsleutels aan, en mense met bakkies kom na ons toe, en nou daar's een spesifieke man, ek lag tot vandag toe nog, ek dink dit is baie snaaks, want ek weet hoe lief is my man vir 'n Amarok bakkie, vir die manne daar buite, wat 'n Amarok bakkie van hou, julle sal presies weet waarvan ek nou praat. My man is mal oor Amarok, hy sal Amarok vir jou adverteer, hy sal vir jou alles doen met Amarok, solank hy net aan Amarok kan ry. En hierdie spesifieke persoon kom na ons toe, en hy sê toe vir my man, hier's my karsleutels, jy weet, as jy winkel toe gaan, asseblief, kom haal my karsleutels, ek is net hier om die draai, ek bly by daai nommer, en daar staan ek, en so as jy wil winkel toe gaan, kom haal net my karsleutels, dan kan jy gou winkel toe gaan, en trots, jy weet daai trots van 'n man, en my man sê toe, nee, moenie bekommer nie, jy weet, ons is reg, jy weet. En die een dag, 'n paar dae later, toe ons kar nou reg is, toe ons nou verby hierdie persoon se staanplek loop, toe sien my man, tot sy spyt, dit is 'n persoon wat 'n Amarok bakkie gery het, en hy dink toe, ek kon 'n Amarok bakkie gery het. So, maar dit was nou maar net om, jy weet, te lag daaroor, want dit was, my man, ek lag tot vandag toe nog daaroor. Maar in elk geval, so gebeur dit dat mense toe nou, nadat almal nou weg is, en ons is nou rustig, en ons haal die glasstukke nou in die kar uit, en probeer die venster mooi toeplak, sodat daar, as dit begin reën, of damp, of wat ook al, dan is daar nou nie, dan reën het nou nie in die kar in nie, so ons is besig om so 'n bietjie aan die kant te maak, skoon te maak, en so aan. En so 10 uur die oggend se kant, kom daar 2 mense, nadat almal nou weg is, kom hulle na ons toe aangestap, en toe hulle na ons toe stap, is dit asof ons, net op daai oomblik snap, en ons begin gesels, en ons begin oor die Here gesels, en dis asof ons mekaar jare ken, en daar het 'n vriendskap begin wat ons nie geweet het gaan gebeur nie, en baie keer, ons het baie gebid om stad toe te trek, en ons het vir die Here gevra vir 'n deur om oopgemaak te word, en daai was ons deur gewees. Dit het 4 jaar terug gebeur, en 4 jaar terug het die Here geweet, ons gaan Pretoria toe kom, deur 'n boom op ons dak te laat val, en daai deur oop te maak vir ons, om dan Pretoria toe, stad toe te kan trek. So, wat ek nou eintlik vir julle wil sê vandag is dat, weet, as ek dink aan ons vriende en ons familie, mense wat 'n mens ontmoet, mense wat na in jou hart is, as ek dink aan die geval van Lot, baie mense ken Lot se verhaal, en waar Lot op sy einde was, en hy het alles verloor, hy het sy familie verloor, hy het sy rykdom verloor, hy het vriende verloor, hy het alles verloor, hy was op die ashoop, en hy was op die einde, en hy het net gesê, Here, ek bid vandag vir my vriende, en daar, nadat hy vir sy vriende gebid het die Here sy lot verander. Ek gaan dit graag vir julle lees in Job 42 vers 10.
En die Here het die lot van Job verander, toe hy vir sy vriende gebid het, en die Here het Job se besittings vermeerder tot dubbel soveel as voorheen. En vandag wil ek sê, Here, ek staan terug. Dit gaan nie vandag oor my en my omstandighede nie. Ek het baie omstandighede. Ek en my man en my huisgesin en ons vriende en ons familie het almal omstandighede wat ons deur moet werk. En dit is nie altyd 'n maklike pad nie. Ek weet ons is daar, ons was daar. En vandag wil ek net sê, Here, maar dit gaan nie vandag oor my omstandighede nie. Dit gaan nie, ek wil terugstaan en sê, Here, vandag gaan dit oor my vriende en my familie. Ek wil soos 'n Lot wees vandag en vir my vriende en familie bid. En ek wil graag hê julle moet deel wees daarvan. Wanneer laas het julle uitgereik en gebid vir julle vriende en familie? Ek weet, daar is baie van ons doen dit nog steeds. Maar die wat dit lanklaas gedoen het, kom saam met my vandag en kom ons bid vir ons vriende en familie, sodat die Here ons lot ook kan verander. Maar nie net ons lot nie, maar ons vriende en ons familie se lot, sodat hulle 'n getuienis kan wees, sodat daar 'n getuienis uit hulle omstandighede kan gebeur, sodat ons meer kan vertel oor getuienisse en meer kan uitbeeld dit wat die Here vir ons doen. So ek wil graag hê jy moet saam met my vandag sê, Here, ek staan terug. It's not about me, it's all about you. So ek wil graag hierdie volgende skrifte vir my vriende en my familie bid vandag. Al my vriende en al my families, ek gaan nie name noem nie, die Here weet wie al my vriende en al my families is. En ek gaan vandag julle opdra na die Here. En ek wil graag julle moet saam met my na die Here, saam met my dit bid. Here, ek wil vandag vir my vriende en familie bid. Here, en ek wil die volgende vir hulle bid. Here, ek weet elke een van ons het 'n behoefte, of ons behoefte nou groot of klein is, Here, dit maak nie saak nie. U weet wat elkeen se behoefte is. Vader, en ek wil vanoggend spreek, Here, dit wat U op my hart gelê het, Here. Ek wil vanoggend die volgende vers oor my vriende en familie bid, Here. Filippense 4 vers 19. En my God sal in elke behoefte van julle vervul na sy rykdom en heerlikheid deur Christus Jesus. Vader, mag U ons vriende en familie se behoeftes vervul volgens U rykdom en heerlikheid. Vader, ek bid dit in die naam van Jesus. Vader, dan die volgende ene, ons elke ene het U beskerming nodig. Ons vriende en familie het U beskerming nodig, Here. Ek vra hierdie volgende skrif, bid ek oor hulle, Here. Dis in Jesaja 54 vers 17. Elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie. En elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weer lê. Dit is die erfdeel van die knegte van die Here en hulle geregtigheid wat uit my is, spreek die Here. Dankie, Here, dat ek kan weet en kan sê, Here, ek bely die bloed van Jesus oor my familie en my vriende. En ek weet ek kan hulle by U los, want hulle is baie beskermd by U, Here. Here, en dat geen wapen wat teen hulle gesmee word, sal voorspoedig wees nie, Vader, dat elke band, elke vloek, elke plan van die vyand nou in die naam van Jesus afgebreek word, Vader, en dat U engele om hulle sal kom, Here, en hulle sal beskerm in die naam van Jesus. Ek dank U daarvoor, Here. En dan die volgende ene, vir genesing. Vader, daar is vriende en familie wat U genesing nodig het, Here, wat 'n siekte in hulle en 'n kwaal in hulle het, Vader. Here, as ek hier staan, kan ek net al aan 'n hele paar dink wat U nodig het, Vader, en ek weet, U is die geneesheer van alle geneeshere. Vader, daarom weet ek kan na U toe kom en ek kan sê, Here, ek lê hulle by U voete neer en ek weet hulle sal genees word deur U wat vir hulle op die kruis gesterf het, Vader, en U bloed wat vir hulle gevloei het. Vader, ek spreek hierdie volgende vers oor hulle, Jesaja 53 vers 5. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Here, dankie dat U vir ons genesing gee, Vader. Deur U wonde is ons genees. Dankie, Here, vir daai genesing. Ek spreek nou in die naam van Jesus genesing oor elke simptoom en elke
enige gebrek in jou, in die naam van Jesus spreek ek lewe daaroor en ek sê dankie Here vir die volkome genesing wat nou in ons vriende en familie se lewe plaasvind en ek sê dankie daarvoor. Here, en dan die volgende ene, redding en genade. Daar is party van ons vriende en familie wat U nie ken nie. Vader, en ek wil graag hierdie volgende skrif vir hulle bid. Vader, Openbaring 3 vers 19 tot 20, waar jy sê, almal wat ek lief het, bestraf en tugtig ek, wees dan ywerig en bekeer jou. Ek kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom 'n maaltyd hou en hy met my. Mag jy vandag die stem van die Here hoor en dat as hy klop, dat jy nie ongehoorsaam sal wees nie, maar dat jy sal sê, Here, ek laat U toe in my lewe. En op hierdie dag, ek bid dat die Heilige Gees dit so op jou hart sal lê, dat jy nie ongehoorsaam sal wees nie, maar sê, Here, hier is ek gee myself oor vandag aan U. Mag daai woorde oor jou, dat ek so wat ons oor julle spreek, mag julle dit vat vandag en dit julle sinne maak. Ons vra dit in die naam van Jesus. Sê dankie Here dat ons hierdie dinge kan bid in Jesus naam. Baie dankie dat julle vandag na ons getuienis geluister het. Ons vertel vir julle baie graag na ons volgende getuienis, maar voordat julle gaan, wil ek net vir julle sê, julle is meer as welkom om julle getuienisse met ons te kom deel. Asseblief stuur vir ons 'n e-pos. Ons e-posadres sal nou op die skerm verskyn, of gaan gerus en gaan kyk op ons webwerf na www.diegetuienis.co.za en deel graag asseblief ons getuienisse met mekaar. Share soveel as julle kan. Julle is meer as welkom om soveel as moontlik te share, sodat almal kan hoor van 'n getuienis. Dit mag dalk net vandag iemand se lewe verander. Mag die Here jou seën en ons gesels weer tot 'n volgende keer. Mooi bly. Oh well, I'm tired and so weary, but I must go along till the Lord will come and call me away. Oh yeah, well the morning's so bright and the Lamb is the light, and the night is as black as the sea. Oh yes, there won't be peace in the valley for me someday. There will be peace in the valley for me. Oh Lord, I pray there'll be no sadness or no sorrow, oh my Lord, no troubles I see. There will be peace in the valley for me. Oh yes. Well, the bear will be gentle and the wolf will be tame, and the lion shall lay down by the lamb. Oh yes. And the beast from the wild shall be led by a child, and I'll be changed from this creature that I am. Oh yes, there won't be peace in the valley for me someday. There will be peace in the valley for me. Oh Lord, I pray there'll be no sadness. Oh,